Heilige van Israel, ons wil U loof en prys in hierdie dag. Ons wil U naam groot maak. En ons dankie dat ons saam met U die woord kan ondersoek. Ons weet nie alles is gepen nie, maar daar's genoeg vir ons gepen om te weet wie U is. Om te leer aangaande U wil vir ons, U woord, dit wat U van ons verwag, dit wat U verbond is en hoe ons as gelowiges deel kan wees van hierdie verbond. En uit die voorvaders kan ons sien die verhouding wat hulle met U het en gehad het. En hoe U hulle erken vir gehoorsaamheid. Hoe U tug om gehoorsaamheid. En ons dankie dat hierdie dinge vir ons neergeskryf is, sodat ons kan leer en die toekoms saam met U kan ingaan met 'n verwysing van wie U is en dat U nooit verander. Hoe ons loof en prys U daarvoor, Vader. U is so welkom in ons midde, lei ons in U weë, mag U vereer en verheerlik word, in Yahshua se naam bid ons dit. Amen. Hierdie gedeelte, weet ons dat een van die gedeeltes van die blessings wat Vader vir Vader Abraham gegee het, is 'n groot nageslag, 'n groot familie. Dan het ons gesien dat daar altyd voorwaardes is wanneer jy 'n ooreenkoms met God aangaan in jou verhouding met God en self die verbond. Niks word net vir jou gegee nie, want dit is 'n verhouding. 'n Verhouding is altyd 2 of meer partye. Anders is dit nie 'n verhouding. So daar's altyd voorwaardes, verwagtinge, vereistes, verpligtinge. Genesis 12 vers 1. En Yahweh het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Die seun van 'n familie van 'n nageslag was weerhou van Abraham. Geen familie moes hy om hom gehad het. Dit was die instruksie. Hy het Lot saam omgevat. En solank Lot by hom was, het Vader nie Abraham se familie verbreek nie, want hy het familie gehad. En die woord het gesê, gaan uit jou familie uit. En ek maak jou groot familie. Eers toe Lot weggegaan het, toe het sy familie begin. Want toe sy eers gehoorsaam aan daai gedeelte van die verbond of van die ooreenkoms of die instruksie. Daar was altyd Lot wat hom kon help, want dis waarvoor familie daar is, om mekaar te help en te ondersteun. Yahweh wou hom alleen hê, geen familie, geen vriende, geen niks om op terug te val nie, net Yahweh. En hy het dit later verstaan, dis hoekom iemand om een keer wou bless, toe sê ek soek niks van jou, niks, geen goud, geen silwer, niks, jy sal nie eendag sê, jy het Abraham ryk gemaak nie, daar's net een, dis Yahweh, soek niks van die mense. Toe Lot weggetrek het, toe verander Abraham se lot. Kom ons kyk na hierdie spesifieke belofte. Genesis 13 vers 16, en luister na die woorde. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as 'n mens die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. So die eerste vlak, as ons sien, sy nageslag gaan ontelbaar wees. Ontsettend groot wees. 'n Groot verwagting, as jy vir jare, en ons het gekyk, as ons ander geskrifte inbring, is dit op hierdie stadium al amper 75 jaar, wat hulle probeer het vir 'n kind en nie kon kry. 'n Groot verwagting, as daar nou gesê word, jy gaan kinders kry. En ons probeer al baie maande, baie jare, niks gebeur nie. Die vraag moes sekerlik by hulle opgekom het, waar is die probleem? Abraham, is die probleem by jou? Of is die probleem by Sarah? Iewers is daar 'n probleem. Hulle is mense soos ek en jy. En as jy nie swanger word nie, of julle nie swanger word nie, gaan jy jou vrou vra, as die probleem daar by jou? Jou vrou gaan sê, nee, die probleem is daar by jou. Iewers is daar 'n probleem. Dit was sekerlik deel van hulle gesprek, want hulle was mense, normaal. Abraham kyk na sy fisiese omstandighede en hy maak die volgende stelling in gesprek met Elohim, met God.
Genesis 15 vers 3. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie. So dan sal die bediende, bietjie rof vertaal in ons Afrikaans, die Engels sê net Eliezer of Damascus. So sal Eliezer, die een wat in my huis is, dan nou my erfgenaam word, want ek het geen kinders nie. Het my geen kinders gegee nie, Vader, so daai ene wat my hoofman is, gaan nou my nageslag word. Was dit ongeloof? Was dit uit frustrasie? Of was dit net 'n objektiewe aanname toe met God gepraat? Die belofte is gemaak, nou al, dink 13, 14 jaar nadat hulle uit die land uit is. En hy sê vir jou, iets my belofte gegee, ek sien dit nie. Die kinders hardloop nie hier rond nie. So daai ene gaan my nageslag word. Wys die tipe verhouding wat hy met Vader gehad het, 'n oop, eerlike verhouding. Hy deel sy hart met Vader. Dit wat op sy hart is, deel hy. Vader weet dit in jou geval. Vers 4. Toe kom die woord van Jahwe tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. So wat hoor Abraham nou onmiddellik? Die probleem is nie by my nie, is by Sara. Ek is vrugbaar, Jahwe sê dit gaan uit my uitkom. Nie Sara. Uit my. Die probleem is nie by my nie. Daarop lei hy hom na buite met die woorde, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Enorme baie. Soos die stof, soos die sterre, so sal jou nageslag wees. En hier word die verbond gesluit. Van volgende week kyk na die verbond. Genesis 16 vers 1. Maar Sara het die vrou van Abraham het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sara het vir Abraham gesê, jy weet dat Jahwe het my nie toegelaat om moeder te wees nie. Jy het gehoor die probleem is nie by jou nie, Abraham. Jy het gehoor uit jou uit sal ek kom. So dan is die probleem ons by my. So daar is Hagar. Kyk nou of jy vrugbaar is, gaan slaap by haar. Dis basies wat hier afspeel. Hulle het 'n enorme probleem. Van dekades. En Abraham kom terug en sê, ek het 'n verbond met jou. Dit het ons nou alles deurgegaan en hy het vir my gesê, Eliezer sal nie my erfgenaam wees nie. Uit my uit sal my erfgenaam kom. En Sara sê, maar hier kom niks. So die probleem is dan by my. Daar is Hagar gaan in by haar. Miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sara geluister, die Hebreë sê, Abraham het geshama, hy het gehoor wat sy sê en hy het gaan doen wat sy sê. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. So toe word Hagar sy vrou. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. So die probleem was toe nie by hom nie, was by Sara. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragterlik in haar oë geword. Daarna het Hagar en Sara woorde en daar vat Hagar die pad. Hagar vat die pad en 'n engel, die engel van die verbond, hoofletter E, wat ons dink moontlik Joshua is, gesels met haar, stuur haar terug en sê, gaan terug. So wat 'n woorde gespreek is tussen Sara en Hagar en moontlik Abraham, weet ons nie. Maar die woorde wat die engel vir haar sê is, gaan terug. Dit wat in jou is, gaan 12 vorste uitkom. 'n Groot belofte aan Hagar. Goed, voor dit was daar niks van Abraham se 12 vorste nie. Baie belangrik hierdie goed. Verder sê die engel van Jahwe vir haar, ek sal jou nageslags grootlik vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel word nie. Die vorste lees jy in daai gedeelte. 14 jaar later gaan sy weer weg. En sy kom nie weer terug.
En toe is Israel, toe is Isak gebore. So toe vat Hagar vir Ismael en daar vat hulle die pad na Beersheba, die woestyn van Beersheba. Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het Jahwe aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is Elohim, El Shaddai, ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. So wees voor my, doen wat ek sê en jy sal opreg wees. Dis na Ismael gebore is. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê: Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal 'n vader van baie sterre wees. Jy sal 'n vader wees soos die stof van die aarde. Nee, baie nasies. Eers na Ismael gebore is, verbreed hierdie belofte aan Abraham. Nou is daar nasies. Israel is nooit 'n nasie nie. Nooit nie. Israel is 'n volk. Baie interessant, hy is een nasie, nie 12 nasies. So nou verbreed dit wat Jahwe en Abraham gesê het aanvanklik, wat hy aanvanklik bedoel het, moet hy nou aanpas. Hy moet dit verbreed, maar hy verag nie Ismael nie, hy verag nie Abraham se saad nie. Want die belofte is aan Abraham. En hy sê vir hom, jy sal nou die vader wees van 'n menigte nasies, want nou is daar al 2 nasies. Daar's Israel en daar's Ismael. Elkeen het later 12 stamme, 12 vorste geword. Vader het nie een voorgetrek en een nie. Hier sien ons die verandering van die belofte. Die belofte verbreed nie net baie mense soos die stof op die sand nie, maar nou word dit nasies. Vers 5. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar nou sal jy Abraham wees. So sy naam het verander omdat hy die belofte verander het en daar's nou nasies wat uit hom gaan kom en nie meer 'n nasie nie. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Selfs Abraham se naam verander nadat daar vir hom 'n kind verwek is uit 'n ander, uit 2 bloedlyne, 2 sade. Toe verander die belofte. Sarai was uit 1 nasie en Hagar was uit 'n ander nasie, 2 aparte bloedlyne. Daarom moes die belofte verander word. Genesis 7 vers 5. Daarom sal 17, dankie, jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou vader van 'n menigte van nasies. Wat is nasies? Baie interessant, die groot meerderheid van die betekenis van nasies in die Bybel is heidene. Is goy of goyim. Dis wat 'n nasie is. As hulle praat van die nasies, is dit heidene. Goed. Maar nasie kan ook beteken 'n nation of people, mense, baie mense. Goed, maar oor die algemeen is dit Gentiles. Vers 6, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, en hulle geslagte sal 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Ok, baie interessant, en ek praat nie nou teologie nie, ek praat net skrif wat hier staan. Wat sê Jahwe daar? Hy sê, ek gaan vir Israel, kom ons breek hom verder op, ek gaan vir die huis van Israel en die huis van Juda 'n God wees. Ek gaan vir almal wat deur Joshua inkom, wat nou die nageslag word van Abraham, 'n God wees. Ek gaan vir al 6 Ketura se kinders 'n God wees. En ek gaan vir Ismael 'n God wees. Dis Abraham se nageslag. Dis verrassend. Goed. En ek sê nie almal se teologie is reg nie, so ek sê ek praat nie teologie nie, ek praat wat die woord sê. Jahwe sê hy gaan al die kinders van Abraham se God wees. Of hulle hom volg, dis hulle saak, maar hy is daar vir hulle. Ons lees later dat selfs uit Isak se vrou Rebekka word 'n tweeling verwek.
En dis twee nasies. Twee nasies in een skoot. Hoekom dink julle dit gebeur? Dis asof Vader hulle wil herinner. Daar's nasies. Hulle twee het nie eens na mekaar gelyk nie, of geryk nie, of gedoen nie. Twee uiteenlopende wesens word uiteen gebou. Genesis 25:23. En Jahwe het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk sal die ander, sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste doen. Ek was nou so 'n tydjie gou weg. Nou as ons hierso kyk, dan sien ons Vader sê reguit, een gaan my verbond hou, en een gaan goyim wees. Esau se nageslag gaan heidene wees, en een gaan ek die verbond. Wat is die betekenis van nasies? Nou weer volgens die woord goyim. Okay, gewoonlik Gentile, of soos ons gesien het, nasie of mense. Was die stamme van Israel ooit gesien as nasies? Ek kry nie een skrif nie een. 12 nasies of 12 stamme? Almal was gesien as 'n nasie. So die belofte dan? Die belofte gaan oor die ander saad van Abraham. So die belofte wat gemaak is van nasies, gaan oor die ander 7 seuns en hulle nageslag. Rigters 2 vers 20. Daarom het die toren van Jahwe teen Israel, teen die 12 stamme ontvlam, en hy het gesê, omdat hierdie nasie, nie nasies nie, nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het oortree het en na my stem nie luister nie. Genesis 48:19. Maar sy vader weier, dit is toe die blessing gaan, hier is 'n interessante ding na Josef se 2 seuns toe. Maar sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet. Hy sal ook 'n volk word en hy sal ook groot word. Nogtans sal sy jonger broer groter wees as hy en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. Klomp heidene sal uit hom voortkom. Want weer eens het ons die geval van 'n verbondskind wat met 'n heiden, 'n Egiptenaar. Onmiddellik die nasies. Onmiddellik. Baie interessant. En dis alwaar ons sien dat die hele bloedlyn van Israel ooit verwys word na nasies. Dis Esau en dan is dit Josef se kinders. Dis dit. Goed. Dis Ephraim, baie mense, kan dit wees, maar ook baie heidene nasies gaan uit hom uit voortkom. Dieselfde met Ismael. Was die belofte van 12 vorste voor dit geopenbaar? Genesis 17:20. In Genesis aan Abraham is nooit gesê daar gaan 12 vorste uit Isak uitkom. Net uit Ismael. Ook sal wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. Ook die nasies. Interessant. Uit hulle uit kom weer nasies, maar die 12 seuns is een nasie. Die 12 seuns van Isak is een nasie. Goed. Ismaelite, een nasie, Israelite, een nasie. Volgens God. Ons lees ook dat Abraham nog kontak met Ismael gehad het. Okay. Genesis 25:9. Hier sien ons aan die einde, ek gaan nou van die rabbiniese sienings vir julle inbring, en sy seun Isak en Ismael het hom begrawe in die spelong van Magpela, in die stuk grond van Efron, die seuns van Soar, die Hittite, wat oos van Mamre lê. Nou om iemand te begrawe, doen jy gewoonlik dieselfde dag.
Jy gaan nie 6 myl per perd en 2 myl per boot en 5 dae en 2 maande weg en dan kom jy terug en jy kom begrawe het. Ismael was by hulle, was deel van hulle huis. Goed. Dan lees ons later van nog 'n vrou in Abraham se lewe. Kom ons fokus net eers op wat die woord sê, dan gaan ek kyk wat die rabbinieke siening is. Okay, want dit is belangrik, ons fokus op die woord, maar dit is ook goed om jou gedagtes te laat gaan. Genesis 25 vers 1. En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura. Ketura. En sy het vir hom Simran, Joksan, Midian, Isbak, Suach gebaar. En Josak was die vader van Skiba. Okay? En dis moontlik waar die koningin van Skiba vandaan kom. Van Skiba en Dedan. En die kinders van Dedan was die Asurite, Lutusite, Luminite. En die seuns van Midian was Efa. En dit is moontlik waar Moses se vrou vandaan kom. Midian, die Midianite. En die seun van Midian was Efa en Efer en Henoch en Abida en Alida. Hulle almal was die seuns van Ketura. Goed. Nou vra ek die vraag, julle moet nou nie heeltyd daaraan dink nie. Op die ouderdom van 137, wat beweeg 'n man om nou te gaan kinders maak? Dis wat die rabbies vra. Hier het die man Ismael en die man het Isak. En omtrent 50 jaar later begin die man eers kinders maak. Hoekom? Jy moet vra, wat het gebeur? Want iets moet gebeur. Ons lees dit net en is vir ons geskiedenis en is die einde van die saak. Maar wanneer ons die woord bestudeer om te kyk wat was die verhouding wat Vader Abraham met ons hemelse Vader het, dan sien mens ander dinge. En Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het, maar aan sy seuns by die byvroue, wat ek persoonlik dink verkeerd vertaal is, want dan beteken dit hy was getroud gewees met Sara en Hagar en Ketura en nog 'n klomp ander byvroue. Okay, concubines. Met sy byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog by die lewe van sy seun Isak af oos laat wegtrek na die oosland. Okay? So ek persoonlik dink net dis 'n vertalingsfout daar. Want 'n byvrou of 'n concubine is a woman in historical or specific social context who cohabits with a man, engaging in sexual relationship but holds a lower social or legal status than a formal wife, often called a secondary wife. Her role typically involved providing heirs, companionship or labor. En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het, 175 jaar. Goed, nou het ek 'n bietjie inligting gaan trek van wie was Ketura. Ons lees van haar, sy pop net hier ewe skielik op en Abraham het die meeste kinders by haar. Who exactly was Ketura and why did Abraham marry her? Hoekom trou hy as hy baie oud is? What pushed him to have 6 more children so late in his life? Rashi, dis 'n rabbi wat geleef het in die 1000 tot 1000 amper 1100 na Messias, tells as that Ketura was one and the same as Hagar. So Ketura was eintlik Hagar gewees, whom Abraham had married more than 50 years prior when he was 85 years of age, and who born him his firstborn Ismael. So why the name change? Ons weet Vader verander gereeld name, to teach us that she was pure and good like Keturet, the incense that was offered to God on the altar in the Holy Temple. So sy het weggetrek, maar daar was heeltyd kontak tussen Abraham en Ismael. Daar was heeltyd kontak gewees, want as jy kyk waar sy gaan bly het is
dag loop ver. Daar was heeltyd kontak gewees met mekaar en sy het nooit weer getrou nie. En toe Sarah dood is, toe gaan hy terug na haar toe. En toe gaan verwek hy nog 6 kinders. Want hy was met haar getroud. Okay. Dit is sieninge. Okay? Ons lees nou net wat die woord van praat. Die woord sê skatura. Nou kyk ons na Sarah se begrafnis. Wat kan julle onthou van Sarah se begrafnis? Een van die dinge wat uitgestaan het. Die spilonk wat gekoop is. Die eerste titel akte die waarvan ons lees in die woord. Grond wat gekoop is en geskei is. Goed, dis een ding wat ons onthou. Ja, die spilonk wat gekoop is, die eerste grond waarvan ons lees wat verkoop is. En daarna het die familiegraf van Abraham geword. Genesis 23 vers 2. En Sarah het gesterwe in Kirjat Arba, dit is Hebron, in die land Kanaan, en Abraham het gekom om oor Sarah te rouklaag en haar te beween. Daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg en met die seuns van Het gespreek en gesê: Ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my weg kan begrawe. Toe luister Abraham na Efron en Abraham het aan Efron die geld afgeweef, waarvan hulle gespreek het voor die ore van die seuns van Het 400 sikkel silwer gangbaar by die koopman. So het dan die stuk grond van Efron wat in Magpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spilonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daar rondom staan, die eiendom van Abraham geword. Die skrywer maak baie seker dat elke boompie, elke grasie, elke ding wat daarop is, Abraham se is. Hoekom? Vandag nog is dit die stuk grond wat hulle die meeste oortwis, hierdie stukkie. Die Palestynë sê is hulle se, Israel sê is ons se. Goed. Het die eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Dan is daar nog 'n interessante gedeelte wat ons maklik mislees. Wie het hom opgetel? Ons lees dit maklik mis. En Sarah het gesterwe in Kirjat Arba, dit is Hebron, in die land Kanaan. En Abraham het gekom om oor Sarah te rouklaag en haar te beween. Hy was nie by Sarah toe sy dood is nie. Okay? Hy was weg. Goed. Nou waar was hy? Waar was Abraham gewees toe Sarah gesterf het? Hoekom was hy nie daar nie, vra die sydes? Want dis 'n insident wat plaasvind wat jou kop moet laat krap. Hulle was altyd vandat hulle uitgetrek het uit Ur uit elke oomblik van die dag saam. All over. Hoekom was hulle nie by mekaar toe Sarah sterf? Wat het gebeur? Die woord sê nie, so ons weet nie. Ons weet nie. Ons kan spekuleer, ons kan dink wat ons wil, maar die woord sê nie vir ons. Maar ek gaan vir julle tog sê wat die sydes sê, dan gaan ek my 2 sent in. Okay. Verskillende interpretasies van ou rabbies. Abraham was in die veld by die diere en Sarah wou nie meer saamtrek nie. Die vraag dan, hoekom nie? Sy het van Ur af saamgetrek, dit maak nie sin dat sy nou besluit ek sit by die huis nie. Abraham is 10 jaar ouer. Abraham het vir Isak gaan offer, en een van, dis ek het nou nie alles ingeskryf, een van die ouens wat saam op die berg was, het gehardloop na Sarah toe en vir Sarah gaan sê, jou man, we gaan jou kind slag. En Sarah sterf van skok. Dis wat ander rabbies sê. Dis wat hier plaasvind. Maar wat interessant is, vanaf Sarah vir Hagar weggestuur het, na Isak gebore is, lees jy glad nie weer van Sarah in die woord. Glad nie, niks. Dit net op die agtergrond uitgeskryf. Vers 18. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpontynbome van Mamre. Dit is Hebron. En hy het daar vir Jahwe altaar gebou. Na Lot weg is, toe trek hy Hebron.
Hy het by Hebron gaan bly. En dis waar Sara dood is. Maar, toe Sara dood is, was hy nie daar. Hy was nie daar. Vers 19, en Abraham het na sy dienaars teruggekeer, dis toe hy Isak gaan offer het, en hulle het klaargemaak en saam na Barsiba gegaan, en Abraham het in Barsiba bly woon. Hy het nooit teruggegaan Hebron toe. Abraham het nooit teruggegaan Hebron toe. Kijk, dis na Isak gaan offer het, toe sê hy, ek gaan nie daai kant nie, en jy moet verby Hebron gaan na Barsiba toe. Hy het nie Hebron gegaan. Ok, dan vra mens, hoekom? Wat gaan aan nie? Abraham het, dis wat een van die rabbies sê, die derde een. Abraham het toe al reeds by Hagar op Ketura gewoon. So hy het sy vrou Sara gelos en hy het Hagar gaan bly. Ja? Dis wat een van die rabbies sê. Die skrif wat hulle hiervoor gebruik is Genesis 21 vers 14. Toe is Abraham die môre vroeg op en hy het brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee deur dit op haar skouer te sit, ook die kind en haar weggestuur en sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn Barsiba. Sy het in Barsiba gaan bly, daar waar Abraham gaan bly. Kyk, rondgedwaal beteken sy het nie woning gehad nie, sy het nie huis gehad nie. Sy moes Barsiba toe gaan en daar wag, daar bly, daar iets doen. So dis die vers wat hulle gebruik en sê Abraham het Sara gelos en dag nie. Ek glo dit natuurlik nou nie vir 'n oomblik nie, maar dis wat die sages sê. Onthou, nou het ons 3 sages en 3 verskillende openbarings of sieninge. So daarom kan ons ook van mekaar verskil. Ons moet net nie sê dis wat Jahwe sê nie, want dan moet jy seker wees dis wat Jahwe sê. Kyk. Kom ek wys vir julle gou. Daar's Hebron. Sien julle daar in die middel so korretjie? Daar's Barsiba. En daar is Jerusalem waar Isak geoffer is. So hy het verby Hebron gegaan, Barsiba toe. Hy het glad nie by Hebron ingegaan. Nou vra mens net hoekom. Nou ja, hier is my openbaring. Goed. Siening, openbaring. Ek sê nie eens wat Vader sê nie. Waar Abraham was toe Sara gesterf het, weet ek nie. Hy was op besigheid. Hy was 'n besige man, hy was besig, so hy was op besigheid. So hy was nie daar toe sy sterf. Dit wil egter voorkom of Isak eers geoffer was nadat Sara begrawe is. Kyk, weet ons almal het iets anders geleer, maar kom ek wys vir julle hoekom ek dit uit die woord uit so dink. Dit is wat ek dink. Hoe kan ek so iets sê? Genesis 22 vers 2. En hy dis Jahwe sê, neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n offergawe, as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. En wat ons geleer is en wat ons lees en wat ook so kan wees, is vat jou seun, die een wat jy liefhet, Isak. Het jy nie Ismael ook lief gehad nie? Nee. Vat jou enigste seun Isak. Was Isak sy enigste seun? Nee. Hoekom staan daar enigste seun? Ismael is ook. Maar wat ek glo wat hier plaasgevind het, is Sara is dood. Uit Sara kan geen kind meer verwek word nie. Vat jou enigste, dis al wat jy oor het. Sara is dood. Dis al wat jy van Sara oor het. Jou enigste seun. Offer hom. Glo jy dat ek hom kan lewend maak? Want ek kan nie meer vir jou seun uit Sara gee nie, sy's dood. Maar glo jy ek kan jou seun lewend maak? Dis hoekom hy die enigste is. Dis al wat hy oor het uit hierdie verhouding tussen Sara en Abraham. Goed. Jou enigste, dit beteken nie enigste seun nie, want Ismael was ook sy seun. Neem jou enigste gebore uit Sara. Al wat jy oor het nou dat Sara gesterf het. So met ander woorde, as ons kyk na wat plaasvind en ons gaan nou dit oopmaak, die belofte kan nou nie meer uit haar kom nie. As
jou seun sterwe, het jy niks, die hele belofte is gone. Want ek het jou gesê, die belofte is daardeur. Jou vrou is dood. Jou seun moet jy nou offer. Die enigste wat jy oor het van my woord aan jou, van my belofte aan jou, is jy bereid om dit op te gee. Is jy bereid om hom vir my te gee? Die Hebreërs skrywer antwoord dit ons. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het, sy enige gebore offer. Die enigste een wat gebore is uit Sara. Want daar was ander gebore uit ander uit. Die enigste wat gebore is uit Sara. Enige gebore. So dit verwys na Sara en Abraham hierso. Dit verwys nie na Isak en ander kinders. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Okay, Ismael en ander kinders. Met ander woorde, die enige gebore uit Sara was Isak. Daar was nie 'n ander gebore nie. Hy het nie 'n tweede en 'n derde en 'n vierde kind gehad nie. Hy het net een kind by gehad, die enige gebore een wat uit Sara gestrek is. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God homself uit die dode uit gaan opwek. Want hy kan nie meer uit Sara 'n kind verwek nie. So nou moet hierdie een wat hy offer uit die dode uit opstaan. Daar's geen ander manier nie. So al daai skrifte gaan vir my oop laat ek die aanname maak. Sara was reeds dood en Abraham het vir Isak gevat op 37 jarige ouderdom. Kyk wat gebeur net na die offer. Dis hoekom hy terug is Hebron toe nie. Wat moes hy daar gemaak? Sy vrou is dood. Wat moes hy in Hebron gemaak? Is Barsiba. Waar hulle nou sê hy terug is na Hagar toe. Maar daar het hy Ketura ontmoet, of daar is hy in Ketura getrek. So van die berg af is hy verby Hebron. Hy het geen rede gehad om in te gaan. Sy vrou is dood. En hy gaan reguit verby na Barsiba. Goed. Isak was die enige gebore vir Sara, ja. Maar nie vir Abraham nie. Hy was die tweede gebore van Abraham. Goed, al daai goed wys maar net vir ons sekere dinge. Sara gee geboorte aan Isak toe sy 90 jaar oud was, Genesis 17:17, en sterwe op 127, Genesis 23 vers 1. Isak was dus enige ouderdom van sterk genoeg om die hout te dra tot 37 jaar toe hy geoffer is. Ons weet nie hoe oud die woord sê nie. Okay. Genesis 22:19 en Abraham het na sy dienaars teruggekeer, dis hoe Isak geoffer is, hulle klaargemaak en na Barsiba gegaan en Abraham het in Barsiba bly woon tot hy dood is. Hy daar bly woon. Nooit terug Hebron toe nie. Hy het dit nie nodig gehad om na Hebron terug te gaan nie, want Sara was nie meer daar nie. Net daarna is hy in Ketura saam. Net daarna kry hy gerig van sy familie by en wie vir wie gebore is, en hy stuur Eliezer om vir sy seun 'n vrou te vra. Dis na Sara dood is. Abraham laat vir Isak 'n vrou uit kom. Ons sien dat Abraham se geloof in God sterker word. Tog sien ons ook Abraham se menslikheid en onsekerheid en vra wat hy vir Vader het. Ons sien ook dat God doen wat hy sê. Hy sal doen. Mense worstel egter om God se vervullingstyd te verstaan. Abraham ook. En dis een van die dinge wat alle mense mee worstel. Ons wil 'n quick fix hê. Ons wil 'n ding nou hê, klaar en verby. Vader werk nie so. Hy werk nie so. Goed. So daar's my openbaring, maar bly by wat die skrif sê. Ons weet nie presies nie. Al wat ons weet is, hy was 'n man van God, hy het saam Jahweh geloop, hy het sy worstelinge gehad, elke keer het hy met Vader gepraat,
elke keer vir Vader offers gegee, hy het gedoen wat Vader gesê het. Soms het hy eers dinge bevraagteken of daarna bevraagteken, maar hy het gehoorsaam gebly aan Vader. Met ander woorde, daar kon dan 'n verloop van 3 jaar gegaan het na sy opoffering, want hy en Rebecca, hierdie Hosea sê,